Ek wil gou jou aandag vestig op hierdie baie belangrike saak. Ek gaan TV Wessels se video hierby plaas en dit is baie belangrik, want wat ons hier sien is Britse betrokkenheid by 'n saak, 'n polisiesaak. Nou ja, almal onthou hierdie saak van Groblersdal en toe is Tewie en Devin en Willem toegesluit vir sogenaamde misdade, en die saak kon nie mooi van die grond afkom nie. Kyk, hulle sukkel meer as 'n jaar om daai saak van die grond af te kry. Maar die saak het nou nuwe lewe gekry. Hy het nou, iewers het iemand 'n klomp goed gaan uitdink. En ek sien daar die naam word genoem van, lyk vir my 'n polisieman met die naam Jan Skeepers. En die het, lyk vir my 'n verklaring gaan maak. Dit lyk so, as jy nou luister na wat TV sê, met 'n hele klomp ekstra inligting in. Nou ja, ewe skielik, na meer as 'n jaar wat hierdie saak hangende is, en dan sit hiernatoe, en dan sit daarnatoe, en dan is die staat nie voorberei nie, dan is dit uitstel hier en daar, en het ons nou ewe skielik nuwe getuienis wat na vore kom, van ene Jan Skeepers, 'n polisieman, en hy het nou, ja, die saak, daar is nou lewe in hierdie saak ingeblaas. Nou luister mooi wat Deborah vir julle sê. Hier het ons te doen met Britse betrokkenheid. Goed, en dis iets waaroor ek al 'n paar jaar waarsku, waar ek sê, ons gaan sien dat die Britte betrokke raak by polisiesake, by aanklagte teen boereleiers, mense wat prominent is onder die boerevolk. Of jy nou hou van Willem, en of jy nie hou van TV nie, maak die saak nie. Hierdie mense praat uit vir die saak van die boerevolk, vir die saak van die blanke in die land, oor die plaasmoorde, oor die vertrapping wat hierdie swartes met ons maak, dag na dag. Hulle is bereid om te praat daaroor. So hulle raak 'n probleem. En hulle raak vir alle probleem vir hierdie Britse Doringbos regering wat op pad in is. En ek het julle voorheen gesê, hierdie ANC regering se alliansie is met die Britte, is met die Engelse. En hierdie alliansie tussen swart en Engelsman is so oud soos die Anglo-Boereoorlog, as dit nie al voor dit is nie. Ons weet dat die sendelinge in Dingaan se kraal het ook gewerk vir die Britse regering. Dit is hoekom hulle Pieter Retief vermoor het en daai 70 man wat saam met hom daar was. So, die Britte sit agter hierdie ding. Dit sal later duidelik word, sal nie nou al wys nie. Maar dat die lewe in 'n saak geblaas is, meer as 'n jaar na die tyd, kom daar nuwe getuienis na vore, sê vir jou hier is 'n konkoksie. Hier is ouens wat loop en stories opmaak. En ons sal sien hoe hierdie stories opstaan in die hof. Kom ons kyk maar. Ek is, die tyd is geduldig, kom ons kyk waarheen dit gaan, maar ek wil hê jy moet luister na TV Wessels se video hierso, hy verduidelik dit baie mooi, en hierdie man het ons ondersteuning nodig. Luister mooi, hulle het ons ondersteuning nodig, want hier is definitief getuienis wat begin gefabriseer word, om manne vir 'n lang tyd toe te sluit. Luister mooi wat Deborah vir julle sê, die Britte is betrokke hier, en dit sal in die nabye toekoms sal ons meer van hierdie Britse betrokkenheid sien. Dis die Britte wat agter hierdie ANC regering sit. Ek het al vanoggend 2 uur opgestaan, net so voor 3 gery by die huis, en ek is nou so 'n halfuur van Nebo af. Ek wil net graag bietjie meer inligting met julle deel, spesifiek wat die staat aanvoer, en ja, en ek dink dit gaan vir almal baie insiggewend wees, en ook die erns van hierdie saak weer eens laat besef, en die feit van beklemtoon, dat gereg en geregtigheid en die waarheid nie meer hand aan die hand loop met die Suid-Afrikaanse Polisiediens en dit wat hulle sê en die inligting wat hulle buite uitsit nie. So Jan Skeepers, dis nou die generaal, skryf en die saak steun grootliks op sy getuienis, en in die dossier het hy die volgende inligting vir hulle weergee, en dis wat hy sê. The information received from several sources indicated that the Buiteinders, under the leadership of Willem Petzer, TV Wessels, Fransje van der Merwe, Devin Hofmeyer and Dries Olivier, mobilized white farmers to support the protest march. The information received indicated that farmers must come to attend a protest with their farm tractors in order to block the Groblersdal town. The mission of the Buiteinders was to forcefully occupy the Groblersdal Magistrate Court in order to force the magistrate to grant bail to the two accused suspects
In case the magistrate refused bail, the plan was to forcefully free the suspects and assist them to escape from court. Dit is absoluut mal en dit wat nog verder kom gaan nog meer skokkend wees. Ek weet nie waar kom die inligting vandaan nie, maar ek het 'n paar maande gelede video's spesifiek daar buite uitgesit waarin ek verduidelik het oor hoe staatsagente en informante daar buite inligting vir die polisie weergee en hulle kry betaling daarvoor. En gewoonlik is dit valse inligting. Maar kom ons gaan verder. The information indicated that the bittereinders would also attack police forces deployed and counter protesters from the ANC and EFF in the case. In case they would try to stop them taking over the magistrate court. Information to my disposal, dis nou Jan Skeepers, indicated that the bittereinders planned a physical confrontational situation with police and the EFF. And that this event would be the birth, luister mooi, of the white farmers' violent resistance against black oppression by the government in South Africa. The tractors were supposed to be used to block the roads leading in and out of Groblersdal and to block the streets surrounding the magistrate court so that police members could not easily get backup from other areas. The farmers who hawked in protest would not have firearms physically on them. Instead, the marchers would be followed with by other farmers in bakkies where the firearms were kept close by when the firearms were needed. Dit, ja, ek weet nie wat om te sê oor dit nie, maar dit is inligting wat in die hofsaak bespreek gaan word en gaan uitkom. 4 dae is op die oomblik uitgesit vir die verhoor. Dit gaan baie langer as dit duur. Ons verwag die staat gaan eers in die volgende 4 dae deur hulle saak kom nie, indien alles perfek verloop. So ons sal maar sien wat gebeur. Dit is maar net baie duidelik dat hierdie 'n heksejag is. Dit is daar buite gesit om mens mismoedig te maak, om ons te ontmoedig. Dit is daar buite gesit om jou tyd te mors, om jou besig te hou, om jou finansiëel, ek wil amper sê te ruïneer. Om so ver elke keer te ry, hoeveel uitstelle? Ek dink ek het al 12 keer aan die hof verskyn. Fransjo het nog meer kere in die hof verskyn. En ons gaan seker nog 12 keer in die hof verskyn. En dan sal nog nie eens sprake van appelle en enigiets vorentoe nie. Ek meen ek kry elke keer 550 kilos nou hierdie kant toe. So dis absoluut, ja, dit maak 'n ouma bietjie mismoedig, ek moet vir julle sê. Maar mense hou goeie moed en ek wil net vir almal uit die diepte van my hart bedank wat vir julle gebede. Vanoggend is ek toegegooi onder wense en selfoonboodskappe en gebede en mense wat sê ons bid vir jou. Mense, ek waardeer dit opreg. Toe die hofsaak begin het, was daar fondsinsamelings en baie mense het daai tyd geld geskenk. Vir julle wil ek ook net weer eens uit die diepte van my hart destyds bedank dat julle gehelp het. Dit dra mense nie so ver nie, maar dit help ten minste dat jy nie alles uit jou eie sak uit hoef te betaal nie. So ek seker die ander manne waardeer dit ook baie. Baie dankie almal, geseënde dag en hier gaan nog die poppe gaan nog behoorlik dans as ek so na hierdie dossier kyk en met die dinge wat die staat beweer.